Goeiemôre geliefdes. Ek weet, dit is die gewoonte dat ons sitkamergesprek daar in my sitkamer by die huis hou. Ongelukkig moet ek vanoggend dit hier in die kerkgebou hou, maar miskien is dit ook juis gepas, hier langs die kruis van die Here Jesus. Ons teks vanoggend, as julle dit wil opsoek, is Markus 5 vers 25 tot 34. 25 tot 34. Ek wil graag 'n paar dinge net gou verduidelik. Dit mag voorkom uit ons sitkamergesprekke dat ek graag oor mense praat, die verhale gebruik van mense wat siek is en wat Jesus dan genees. En dat ek eintlik wil fokus op die wonder van Jesus wat fisiese genesing teweegbring. Natuurlik speel dit ook 'n rol, maar dis maar een klein deeltjie van die groter prentjie wat ek graag wil tuisbring by ons almal. Die groter verhaal is dat in elke een van hierdie verhale van genesing is daar nobodies. Weer die keer gaan die vrou in hierdie verhaal bloot geken word as die vrou met bloedvloeiing. Maar dit is nobodies wat somebodies in elke een van hierdie verhale word. So baie mense binne die kerk van die Here Jesus en veral ook daar buite die kerk is mense wat voel dat hulle nobodies is. En hulle voel dit vir verskeie redes. Nou ons gaan vanoggend 'n bietjie kyk na daardie redes en hoe Jesus van 'n nobody in ons teks 'n somebody maak. En hoe die Here Jesus ook vandag, as jy dalk voel jy's 'n nobody, van jou wil herinner dat jy eintlik 'n somebody is. 'n baie belangrike somebody. 'n baie belangrike somebody vir die mense om jou, vir die gemeenskap waarin jy woon, vir die plek waar jy werk, vir die kerk waar jy dien. Baie meer belangrik. Jy is 'n somebody vir die Here Jesus wat jou liefhet. Vanoggend se sitkamergesprek gaan nie regtig anders wees as die ander wat ek al gehad het nie. Want in hierdie verhaal maak Jesus van 'n nobody 'n somebody. Die vraag is, hoe kan ons in Jesus se voetspore volg? En die wat voel dat hulle soos nobodies in ons omgewing leef, in ons binnekring partykeer, in ons samelewing voel dat hulle nobodies is, binne en buite die kerk. Hoe kan ons soos 'n Jesus hulle help om uiteindelik te wees somebodies en nie meer nobodies nie. Belangrike somebodies. Kom ons lees die teks. Markus 5 vers 25 tot 34. Markus 5 vers 24 tot 35.
Hy het saam met hom gegaan. 'n Groot menigte het agter hom aangegaan en hulle het van alle kante af teen hom gedruk. Daar was ook 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters en het al alles wat sy gehad het daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie. Haar toestand het egter vererger. Sy het van Jesus gehoor en het in die gedrang nader gekom en van agter af aan sy klere geraak. Want sy het gedink, as ek maar net aan sy klere raak, sal ek gesond word. En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslae was. Jesus het ook self onmiddellik geweet dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom in die gedrang omgedraai en gevra, wie het aan my klere geraak? Sy disippels het hom geantwoord, u sien tog dat mense van alle kante af teen u druk en dan vra u nog, wie het aan u geraak? Hy het omgedraai. Hy het rondom hom gekyk om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor hom op haar knieë kom val en vir hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê hy vir haar, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Wees vergoed van jou kwaal genees. Dit is altyd vir my 'n fascinerende verhaal, vriende, om te dink dat Jesus hierdie een enkele mens voel, aan hom raak, terwyl 'n hele skare teen hom druk. Dis net een ongelooflike verhaal. Mense dra swaar aan emosionele wonde wat nie gesien kan word nie, wat baie keer agter 'n vroom, mooi, vrolike glimlag weggesteek word, maar wat baie, baie diep sny in hul menswees in en 'n invloed het op hoe hulle dink, hoe hulle voel, hoe hulle liefhet, hulle self en ander, hoe hulle leef. Wie hulle vriende is en wie hulle vyande is. Hierdie wonde word deel van hulle menswees. Ons noem dit hulle identiteit. Wie hulle dink hulle is en glo wat ander dink wie hulle is. Hulle wond word hulle identiteit, soos in die geval van hierdie vrou met bloedvloeiing. Sy het nie 'n naam nie. Vir 12 jaar het mense haar geken as die vrou met bloedvloeiing. Haar wond was haar naam. Haar wond was haar identiteit. Maar kom ons kyk na 'n paar maniere hoe hierdie verwonding in mense se lewens baie keer ook op die emosionele vlak uitspeel. Die heel eerste ene is dikwels verwerping, vriende. Dis daai gevoel van ek is
nie goed genoeg nie. My maats, my vriende wil my nie deel van hulle groepie maak nie. As hulle gaan uit eet, dan word ek nooit saamgenooi nie. As hulle iewers heen gaan, dan word ek nie ook gevra om saam te gaan nie. My opinie tel vir niks. Ek staan in dieselfde kring met 'n mond vol tande. Ek word verwerp. Daar is fout met my. Ek is nie goed genoeg nie en daarom moet daar fout wees met my. Iets aan my menswees en hoe ek lyk, maak dat mense my verwerp. Niemand hou van my nie, is baie keer ook die gevoel. En hoe ontstaan hierdie emosionele verwerping baie keer? Baie keer het dit gebeur toe ek 'n klein kindjie was. En my ouers, 'n pa of 'n ma of selfs baie keer albei emosioneel totaal en al afwesig was in my lewe. Nooit vir my gesê het ek is goed genoeg nie. Nooit vir my gesê het hulle het my lief nie. Nooit vir my 'n drukkie gegee het nie. Nooit vir my aangemoedig het nie. Nooit na my sportbyeenkomste kom kyk nie. Dalk was dit 'n afwesige ouer. 'n Ouer wat ver weg van die huis gewerk het, met wie ek nooit die geleentheid gekry het om 'n verhouding te bou nie. Maar ek het dit beleef dat hy wil nie by die huis wees nie. Sy wil nie by die huis wees nie. Ek het dalk in my ouerhuis beleef dat een van die sibbe voorgetrek word. Ek word die hele tyd opgeskree. Ek word die hele tyd sleg gesê. Terwyl my jonger of ouer boetie of sussie, hulle kry al die persentjies, hulle word voorgetrek, hulle kry al die drukkies en hulle kry alles wat goed en mooi is. Wanneer ons groot word, is dit dikwels 'n egskeiding of 'n verhouding wat uitmekaar uitval. En veral as daar 'n derde party op een of ander manier betrokke is, dan kan ons gou voel, wel ek was nie goed genoeg vir hom of haar nie. Hy gooi my een kant. Sy het my nie meer lief nie. Sy gee nie meer om vir my nie. Op skool is dit baie keer 'n stuk afknouery en boelie gedrag wat daartoe lei dat 'n kind voel, ek is verwerp, niemand hou van my nie. Hoor net die name wat hulle my noem, die dinge wat hulle van my sê. En die groot boodskap wat ouens wat verwerping beleef, hoor is, ek is nie goed genoeg nie. Die ander ene wat dikwels voorkom, wat ook hierdie nobody gevoel aanleiding gee, skaamte. Skaamte oor wie ek dink ek is. Veral tieners gaan dikwels deur hierdie fase in hulle lewe, en partykeer raak hulle vas daarin. Veral wanneer dit gaan oor hulle liggaamsbeeld. Seuns en dogters, dis nie net die dogters wat dit beleef nie. Hy word vererger deur sosiale media en dit wat 'n mens daar sien, wat gegenereer word deur allerlei slim tegnieke en eintlike leuen is.
Skaamte oor my ou bakore. Skaamte oor my bakbene. Skaamte oor ek hakkel. Skaamte oor wie ek is en ek dink ek is. Miskien is dit skaamte oor skuld, oor iets wat ek gedoen het, wat ek weet in my hart van harte verkeerd was, wat iemand anders leed aangedoen het en seer gemaak het. Op die oomblik het ek gedink ek doen die regte ding. Ek was so woedend kwaad dat ek nie anders te kon nie. Maar nou as ek terugdink, dan het ek hierdie diep skuldgevoel. Ek het daardie persoon te nagekom. Die ander een wat baie voorkom is mislukking. Mense verloor dikwels hulle werk deesdae. Dis nie meer soos in die ou daar regtig 'n skande om jou werk te verloor nie. Dit gebeur. Maar die skande kom baie keer in, of die gevoel van mislukking kom baie keer in, as die broodwinner van 'n huis nie meer vir sy gesin kan sorg nie. Dan voel hy of sy soos 'n mislukking. Ek het hulle gefaal. Baie keer is ek 'n mislukking in my huwelik, as hy uitmekaar uitval, wat 'n rede ook al. As ek nie met my finansies oor die weg kan kom nie, en die hele tyd by ander moet leen, as ek akademies nie vorder nie, sukkel, voel ek soos 'n mislukking. Ek onthou hoe ek op universiteit met Grieks en Hebreëus, oh my word, gesukkel het. Ek beloof julle, gesukkel het. Ek moes Grieks 1 4 keer oordoen. En ek het nog nodig gehad om daarna Grieks 2 op te doen. Ek het Hebreëus 1 3 keer oorgedoen. En daarna Hebreëus 2 ook gedoen. Moes doen. Maar ek onthou altyd daardie gevoel van my maats is my vooruit, ek moet nog inhaal. Dis sleg. Ek hou nie daarvan. Ek was 'n mislukking, ek het dit nie reg gekry nie, ek kon dit nie onder die knie kry nie. Dis 'n gevoel van, nie net ek het misluk nie, maar dit word 'n gevoel van ek is 'n mislukking. Dit word my identiteit uiteindelik. Dan is daar die verraad, die rugsteekery, die et tu brute van Julius Caesar, waar sy beste vriend Brutus hom in die rug steek en Caesar omdraai en vir hom sê, et tu brute. Jy ook, Brutus? Jy ook? Is jy ook een van hulle? My in die rug kom steek. Hierdie verraad vind plaas deur wanneer ons vir mekaar leuns vertel. Kan klein of groot wees. Wanneer ons mekaar manipuleer om ons eie gewin, ons eie uiteindelik te bereik. En ons eintlik boor ander loop en trap. Rugsteekery, verraad gebeur wanneer mense misbruik voel of ontrouheid beleef het. Ek is nie goed genoeg om die waarheid te hoor nie. Ek is nie goed genoeg om maar net 'n vriend te wees wat help nie. Ek moet gemanipuleer word om uiteindelik te doen wat ander wil. Misbruik word. En dan ontstaan die gevoel, wat, ek vertrou niemand nie. En dan is daar die onsigbaarheid. Ek noem hulle die glas
mense. Hulle is oral om ons, vriende. Die mees bekendstes is die boemelaars op die straathoeke. As ek by die straathoek kom staan en hier's 'n boemelaar, dan kyk ek weg, ek maak asof ek hom nie sien nie, asof hy nie daar is nie, asof hy net 'n stuk glas is. Buite die kerk, mense wat nie in ons blokkie inpas nie. Nie soos ons lyk nie, nie soos ons dink nie, nie soos ons praat nie. Is baie keer onsigbare mense in ons lewens. Meer belangrik, dink ek, is die vrou by die til wat jou help wanneer jy jou kruideniers gaan koop. Ken jy haar naam? Wat gebeur as jy haar dalk vriendelik groet? Wat gebeur as jy dalk sommer net vir haar sê, ek wens jou 'n geseënde dag toe? Wat dink jy sal gebeur as jy 'n stukkie vriendelikheid deel? En wat van die ou petroljoggie wat jou help? My ervaring is dat, en ek kry dit nie altyd reg nie, dat ek 'n glimlag kry, dat ek 'n goeie wens terugkry, dat mense se houding verander, want hulle is raak gesien. Dis nie meer net 'n stukkie glas wat jou bedien nie. Ek onthou as 'n jong student, het ek 'n man geken met die naam van Slou. Slou wou niks met die wit man se God te doen gehad het nie. Maar tog het ek en hy 'n verhouding aangeknoop en lekker gesprekke gehad oor hoekom hy nie glo nie en hoekom ek glo. Uiteindelik het ek hom uitgedaag en gesê, ek gaan vir jou 'n Bybel gee en al wat ek jou vra is lees hom. Hy het my beloof, dis reg, hy sal dit doen. Ek het vir hom 'n Bybel gekoop. Maar die grootste deel van die verhaal was nie die Bybel wat ek gekoop het en vir hom gegee het nie. Sien, ek het die Bybel wat ek vir hom gegee het, was nog toegedraai in sy plastiek wrapping, soos wat ek hom gekry het uit die winkel. En toe ek dit vir Slou gee, toe begin Slou huil soos 'n kind. Tot my groot verbasing. En ek het vir ou Slou gevra, maar ek verstaan nou nie, Slou. Waaroor huil jy? Hy kyk my toe in die oë, toe begin ek huil. En hy sê vir my, jy is die eerste wit man wat nie van jou leftovers aan my gee nie, maar 'n nuwe Bybel. Jy het my raak gesien, is wat hy eintlik gesê het. Ek was nie maar net nog 'n glasmens nie. Ek was nie maar net nog iemand nie. Ek was nie net nog 'n buitestander nie. Ek was nie net nog een van daardie baie wat nie 'n naam het nie, vir wie niemand omgee nie. Die groot vraag is, wat doen hierdie wonde aan ons? Mettertyd het hierdie wonde, sny hulle al hoe dieper en maak hulle al hoe seerder. Laat my voel ek is ongeliefd. Ek is nie belangrik nie. Ek is nie goed genoeg nie. Dit bring 'n stuk alleenheid by mense. Selfs wanneer mense rondom jou is, kan jy hierdie alleenheid beleef. Jy kan beleef jy is beskadigde goedere. Dit word wie ek is dan. Dit word dan my identiteit, soos dit daardie vrou se identiteit
was waarvan ons gelees het. Dis hoe ek myself sien, dis wat identiteit is. En wanneer Jesus hierdie vrou in Markus aanspreek, vriende, noem hy haar dogter. Dogter. Nie mevrou nie. Nie iets anders nie. Hy noem haar dogter. Haar ontstaande verhouding tussen Jesus en hierdie vrou. Daar is 'n stuk intimiteit in die woord dogter. Hierdie sê 'n verhouding gaan oor meer as bloot genesing. Gaan oor bloot as net die paar rand wat ek vir die ou op die hoek gee. Ken ek die ou op die hoek? Ken ek die vrou by die til? Ken ek die petroljoggie? Het ek al moeite gedoen om sy verhaal te hoor? Hierdie vrou het geglo. Al wat sy nodig het, is om haar bloedvloeiing stop, sal alles verander. Maar haar wonde was dieper. Haar wonde was wie sy geglo het sy is. Jesus spreek die leuen aan in haar lewe. Die leuen waarmee en waaronder sy vir 12 jaar lank geleef het. Die leuen wat mense van haar geglo het, dat sy bloot die vrou is met bloedvloeiing. En wat vir 12 jaar uitgesluit was. Sien, in die Joodse kultuur was sy onrein. Sy kon aan geen geestelike aktiwiteite van die Joodse geloof deelneem. Uitgesluit. Naamloos. Christus ontken nie die wond nie. Hy genees daai wond. Maar Christus ontmoet die mens in sy verwerping, in sy skaamte, teleurstelling en pyn. En Jesus sê vir my en vir jou, jy en ek is meer as ons wonde. Ons identiteit is belangrik. Is belangriker as wat ons dink. Ons leef uit ons identiteite. En die verhaal wat ons van onsself glo vorm daardie identiteit. Jesus sê, hier's 'n nuwe verhaal oor jou lewe. 'n Verhaal wat aan jou 'n nuwe identiteit gee. Die goeie nuus is, die goeie nuus wil my en jou nooi om ons lewe nie deur die lens van ons wonde te lewe en te bekyk nie. Maar wil ons nooi om ons lewe, ons wonde, te hoor deur die stem van Christus wat vir my en vir jou vanoggend sê, dogter, seun. Toe Jesus gedoop is, het die hemel oopgeskeur en het 'n duif op hom neergedaal en 'n stem het oor Jesus die woorde gesê, hier is my geliefde seun.
En hy sê dit tot vandag toe vir elke een vir ons. En hy doen dit tot met sy dood aan die kruis. Aan die kruis kom sê hy vir my en vir jou, ek ken jou wonde, ek ken jou seer. Ek ken die gevolge daarvan, die identiteit wat dit in jou vorm. Maar van nou af is jy 'n seun en 'n dogter van die hemelse Vader. Deur my liefde bewys aan 'n houtkruis. Amen. Here, ons almal loop maar met wonde rond, van een of ander aard. Sommige wonde is baie dieper gesny as ander. Van ons kan makliker deur die seer en die pyn van ons wonde leef. Vir sommige is dit baie erg. Ons bid, Here, dat U ook oor elke een wat met hierdie wonde rondloop binne en buite die kerk, 'n woord sal spreek. Die woord wat sê, jy is my seun. Jy is my dogter. Amen. Terwyl ek gebid het ek gedink, hoe kan ons in die voetspore van Jesus volloop? Ons kan in die voetspore van Jesus loop, deur aktief mense raak te sien, hulle pyn raak te sien. Ons hoef nie altyd iets te doen daaromtrent, maar ons kan iets van hulle menswaardigheid erken en vir hulle teruggee. Deur vriendelikheid, deur beleefdheid. Mooi dag. Totsiens.